Okay, ons gaan aan met Prediker 7, die rampe van die lewe, wysheid en die magtigheid die beste. 'n Goeie naam is beter as goeie olie, en die sterfdag beter as die geboortedag. Dit is beter om te gaan na 'n klaaghuis, as om te gaan na 'n huis van maaltyd, want die eerste is die einde van al die mense, en die lewende kan dit ter harte neem. Om verdrietig te wees is beter as om te lag, want as die gesig droewig is, gaan dit goed met die hart. Die hart is van die wyse manne is in die klaaghuis, maar die hart van die dwaase is in die huis van vreugde. Dit is beter om te luister na die bestraffing van 'n wyse, as dat 'n mens luister na die lied van die dwaase. Want soos 'n geknetter van doringtakke onder 'n pot, so is die gelag van 'n dwaas. Dit is dan ook te vergeefs. Sekerlik afpersing maak 'n wyse dwaas en 'n geskenk bederwe die hart. Die einde van die saak is beter as sy begin, en lankmoedig is beter as hoogmoedige. Wees nie haastig in jou gees om jou te vererg nie, want ergernis rus in die boesem van die dwaas. Moenie sê nie, hoekom kom dit dat die vorige dae beter was as die teenwoordige? Want nie uit wysheid vra jy hierna. Wysheid is net so goed soos 'n erfdeel, en 'n voordeel vir die wat die son sien. Want wysheid is 'n beskutting, geld is 'n beskutting, maar die voordeel van kennis is, die wysheid hou die besitter daarvan in die lewe. Aanskou die werk van God, want wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Wees goedsmoeds op die dag van voorspoed, en op die dag van onheil, bedink dan, ook hierdie dag het God gemaak, net soos daarom dat die mens na sy dood niks meer sal ontdek nie. Alles het ek gesien in die dae van my nietigheid. Daar is 'n regverdige wat ondanks sy regverdigheid omkom, en daar is 'n goddelose wat ondanks sy goddeloosheid lank lewe. Wees nie al te regverdig en hou jou nie buitengewoon wys nie. Waarom sal jy jouself te gronde rig? Wees nie al te goddeloos en wees nie 'n dwaas nie. Waarom sou jy sterwe voor jou tyd? Dit is goed dat jy aan die een vashou en aan die ander jou hand nie aftrek nie, want die wat God vrees, ontkom aan dit alles. Die wysheid versterk die wyse meer, as 10 maghebbers wat in die stad is, want daar is geen regverdige mens op die aarde, wat goed doen sonder om te sondig nie. Jy moet ook nie let op al die woorde wat die mens spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie, want jou eie hart weet ook van baie gevalle, dat jy self ook ander gevloek het. Dit alles het ek met wysheid op die proef gestel. Ek het gesê, ek wil wys word, maar dit het ver van my gebly. Wat bestaan is ver en baie diep. Wie kan dit begryp? Ek het my daartoe gewend en my hart gerig om te weet en na te speur, en wysheid en 'n slotsom te soek, en om so die goddeloosheid en die dwaasheid as onverstandigheid te leer ken. En ek het iets uitgevind, bitterder as die dood. Die vrou wat 'n strikke is, haar hartnette, haar hande boeie. Hy wat goed is voor die aangesig van God, sal van haar vry raak, maar die sondaar word deur haar gevang. Kyk, dit het ek uitgevind, sê die prediker, deur die een by die ander te voeg, om 'n slotsom te vind, wat my siel lank gesoek het, maar wat ek nie gevind het nie. Een mens uit 1000 het ek gevind, maar 'n vrou het ek onder soveel nie gevind nie. Kyk, net dit het ek uitgevind, dat God die mens reggemaak het, maar hulle het baie slim planne gesoek. Tot sover. Prediker 8, eerbied vir die owerheid.
Wie is soos die wyse en wie weet die verklaring van die dinge? Die wysheid van 'n mens verhelder sy gesig, en die hardheid van sy gesig word daardeur verander. Ek sê, neem die bevel van die koning in ag, en wel terwille van die eed van God. Haas jou nie om van hom af weg te gaan nie. Laat jou nie in met 'n slegte saak nie, want alles wat hy wil doen hy. Want die woord van die koning is magtig, en wie kan vir hom sê, wat doen u? Hy wat die gebod onderhou sal geen kwaad ondervind nie, en die hart van die wyse sal die tyd en die regterlike beslissings belewe. Want vir elke ding is daar 'n tyd en 'n beslissing, want die boosheid van die mens druk swaar op hom, want hy weet nie wat sal wees nie. Want hoe dit sal wees, wie kan hom te kenne gee? Daar is geen mens wat heerskappy het oor die wind, om die wind te hou nie, en niemand het mag oor die dag van die dood nie. En daar is geen vrystelling in die oorlog nie. So sal die goddeloosheid hom wat dit begaan nie red nie. Dit alles het ek gesien, deurdat ek my hart gerig het op elke werk wat onder die son gedoen word, in die tyd waarin die een mens heers oor die ander, tot sy ongeluk. So het ek dan die goddelose sien begrawe word en die rus ingaan, terwyl die wat reg gehandel het, uit die heilige plek moes weggaan, en in die stad vergeet is. Ook dit is dan nietigheid. Die oordeel word nog uitgestel vanaf vers 11. Omdat die oordeel oor die verkeerde daad nie gou voltrek word nie, daarom is die hart van die mensekinders in hulle vol om kwaad te doen. Aangesien 'n sondaar 100 maal kwaad doen en hy lank lewe, alhoewel ek weet dat dit goed sal gaan met die wat God vrees, omdat hulle voor sy aangesig vrees, en dit nie goed sal gaan met die goddeloos nie, en hy die dae nie sal verleng soos 'n skaduwee nie, omdat hy voor die aangesig van God nie vrees nie. Dit is die nietigheid wat op die aarde gebeur, dat daar regverdig is met wie dit gaan volgens die dade van die goddelose, en dat daar goddeloses is met wie dit gaan volgens die dade van die regverdiges. So sê ek dan, dat dit ook nietigheid is. Daarom het ek die vreugde geprys, dat daar niks beters is vir die mens onder die son nie, as om te eet en te drink, en hom te verheug, en dat dit hom mag begelei by sy moeitevolle arbeid gedurende die dae van sy lewe, wat God hom gee onder die son nie. Toe ek my hart daarop gerig het, om wysheid te leer ken, en om te aanskou die dinge wat op die aarde gedoen word, ja, selfs bedags en snags, niemand met sy oë die slaap sien nie. Ek het gesien al die werke van God, dat die mense die werk wat gedoen word onder die son nie kan uitvind nie, omdat die mens hom vermoei om te soek en tog niks uit te vind nie. Ja, al sou die wyse dink dat hy dit verstaan, hy sal dit nie kan uitvind nie. Tot sover. Prediker 9, lotsgelykheid van die vrome en die goddelose. Want dit alles het ek ter harte geneem, en dit alles het ek probeer deurgrond, dat die regverdiges en die wyse manne en hulle dade in die hande van God is. Liefde sowel as haat, die mens weet niks van wat hom voorlê nie. Alles is gelyk vir almal. Een en dieselfde lot is daar, vir die regverdige en die goddelose, vir die goeie en die reine, en die onreine, en vir hom wat offer, vir hom wat nie offer nie, die goeie ewegoed as die sondaar, vir hom wat sweer ewegoed as vir hom wat bang is vir 'n eed. Dit is verkeerde ding by alles wat plaasvind onder die son, dat een en dieselfde lot almal tref, en ook die hart van die mensekinders vol boosheid is, en dat die dwaasheid in hulle hart is gedurende hulle lewe, en daarna gaan dit na die dooies toe. Want solank as iemand by al die lewendes
behoort, is daar hoop, want 'n lewendige hond is beter as 'n dooie leeu, want die lewendes wat weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Hulle lief sowel as hulle haat, ook hulle naaiwer het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur het onder die son nie. Gaan dan heen, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met vrolike hart, want God het lankal behaag in jou werke. Laat jou klere altyd wit wees, en laat die olie op jou hoof nie ontbreek nie. Geniet die lewe met die vrou wat jy lief het, al die dae van jou nietige lewe, wat hy jou gegee het onder die son. Al jou nietige dae, want dit is jou deel aan die lewe, en aan jou arbeid, wat jy met moeite verrig onder die son. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag, want daar is geen werk van oorleg, of kennis of wysheid, in die doderyk waar jy heen gaan nie. Die wysheid is dikwels vir ander beter as vir die besitter. Vanaf vers 11. Weer het ek onder die son gesien, dat die wedloop nie is vir die vinniges, en die oorlog nie vir die helde nie, en ook die brood is nie vir die wyse, of ook rykdom vir die slimmes, of ook guns vir die verstandiges nie, want tyd en lotgeval tref hulle almal. Ja, die mens ken ook sy eie tyd nie, soos die visse wat gevang word in die gevaarlike net, en soos die voëls wat gevang word in die vangnet, soos hulle word die mensekinders verstrik in die tyd van onheil, as dit hulle skielik oorval. Ook het ek dit as wysheid gesien onder die son, en dit was groot in my oog. Daar was klein staatjie en min manne daarin, en 'n groot koning het daarteen gekom, en dit omsingel, en groot beleringswerke daarteen gebou. En daarin is 'n arm wyse man gevind. Die het die stad deur sy wysheid gered, maar geen mens het aan daardie arm man gedink nie. Toe het ek gesê, wysheid is beter as heldekrag, maar die wysheid van die arme word verag, en na sy woorde word nie geluister nie. Woorde van die wyse manne, wat rustig aangehoor word, is beter as die geskreeu van 'n heerser onder die dwaase. Wysheid is beter as oorlogswapens, maar een sondaar bederf baie goeie dinge. Tot sover. Kyk, ons gaan aan met Prediker 10, onheile van die dwaasheid. Dooie vlee laat die salf van die apteker stink, en bederwe 'n bietjie dwaasheid weeg swaarder as die wysheid as eer. Die hart van die wyse is na regs, maar die hart van 'n dwaas is na links. Ja, ook die dwaas op die weg wandel ontbreek sy verstand, en hy sê aan elkeen dat hy 'n dwaas is. As die toorn van die heerser teen jou opkom, verlaat nie jou pos nie, want die bedaarheid voorkom groot foute. Daar is 'n verkeerdheid wat ek onder die son gesien het, 'n dwaling wat van die maghebber uitgaan. Die dwaasheid word op groot hoogtes gestel, en die rykes moet in die vernedering sit. Ek het slawe te perd gesien, en vorste wat so slawe op die grond loop. Wie 'n kuil grawe, kan daarin val, en een wat die muur afbreek, 'n slang kan hom byt. Wie klippe uitbreek, kan hom daarmee seermaak. Wie hout klowe, kan daardeur in gevaar kom. As die yster stomp geword het, en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy die kragte meer inspann, maar wysheid is voordelig om iets te laat beantwoord. As die slang byt voor die beswering, baat die besweerder nie.
Die woorde uit die mond van die wyse is aangenaam, maar die lippe van die dwaas verslind homself. Die begin van die woord van sy mond is dwaasheid, en die einde van sy mond is skandelike onverstandigheid. En die dwaas gebruik baie woorde, maar die mens weet nie wat daar sal gebeur nie. En wat na hom sal wees, wie kan hom dit te kenne gee? Die inspanning van die dwaas vermoei hom, omdat hy nie eens weet om na die stad te gaan nie. Wee jou, o land, as jou koning 'n kind is, en as jou vorste in die môre vroeg maaltyd hou. Gelukkig is jy, o land, as jou koning 'n edele is, en as jou vorste op die regte tyd maaltyd hou, soos manne en nie soos drinkers nie. Deur allerhande luiheid versak die balkwerk, en deur slapheid van die hande lek die huis. Vir plesier maak hulle maaltye klaar, en wyn maak die lewe vrolik, en die geld verskaf alles. 'n Vloek die koning, selfs in jou gedagte nie, vloek in jou slaapkamer die ryke nie, want die voëls van die hemel sou die geluid kon wegvoer, en die gevleeldes van die woord te kenne gee. Tot sover. Laat ons goed doen solank as ons in die geleentheid is. Vanaf hoofstuk 11. Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit uitvind. Gee 'n deel aan 7, ja ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. As wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde, en as 'n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie, en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is nie, of hoe gebeente in die skoot van die swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God, wat alles gedoen het nie. Saai jou saad in die môre, en laat teen die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nooit watter een sal geluk nie. Hierdie of daardie, of albei saam goed sal wees nie. Verder soet is die lig, en goed is dit vir die oë, om die son te aanskou, want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheug, en dink aan die dae van duisternis, dat dit baie sal wees, alles wat kom, is nietigheid. Hoe die jeug geniet moet word, vanaf vers 9. Verbly jou, ouer jongeling, in jou jeug, en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid, en wandel nie in die weë van jou hart en in die aanskouing van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring, en weer verdriet uit jou hart, en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. Tot sover. Hoofstuk 12 is die laaste hoofstuk van Prediker, en dan sal ons aangaan met Hooglied. Ek dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en al die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen behae in nie, voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word en die wolke terugkom na die reën. Die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe en die sterk manne krom word en die malers die werk staak omdat hulle te min geword het en die wat deur die vensters kyk verduister word en die deure na die straat gesluit word terwyl die geruis van die meule verswak en hy opstaan as die voeltjies begin sing en al die tone van die lied so dof sal word. Ook sal hy bang wees vir 'n hoogte en verskriklike dinge sal op die pad wees en amandelbome sal in bloei staan en die sprinkaan sal homself met moeite voortsleep en die kapperkruid nutteloos wees.
want die mens gaan na sy ewe huis, en die rouklaar sal op die straat rondgaan, voordat die silwerdraad verwyder word, en die goue oliekruik stikkend val, en die kruik by wie die fontein gebreek word, en die wiel stikkend in die put val, en die stof na die aarde terugkeer soos dit gewees het, en die Gees van God terugkeer wat dit gegee het. Alles te vergeefs, sê die prediker, dit is alles te vergeefs. Vrees God en hou sy gebooie, vanaf vers 9. En behalwe dat prediker 'n wyse was, het hy die volk nog kennis geleer en het oorweeg en ondersoek. Hy het baie spreuke opgestel. Die prediker het gesoek om welgevallige woorde te vind en wat reg geskrywe is, woorde van waarheid. Die woorde van die wyse manne is soos prikkels en soos spykers diep ingeslaan is die versamelde spreuke. Hulle is deur enige herder gegee. En buitendien, my seun, wees gewaarsku, aan baie boeke kom geen einde nie, en baie studie en vermoeiing van die vlees. Die hoofsaak van alles wat gehoor is vrees God, en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Tot sover.